Vader, ons is in U teenwoordigheid. Dankie vir U seun. Vader, as ons reflekteer oor wat U gedoen het deur U seun te stuur, U geliefde, die enigste. Ons kan nie eintlik daarby uitkom nie, Vader, wat dit beteken nie. Ons kan nie reflekteer genoeg daaroor om te kom in die diepte daarvan, wat dit beteken, dat God self, die een wat hemel en aarde geskep het, homself gee, vir 'n mensdom wat hom sal verwerp. Ons wil vir U in hierdie oggend vir U dankie sê, dat U ons gered het, deur die kruis van die seun. Dat U voorsien het, en dat U belofte gehou het. Ons loof en prys U daarvoor. Ek bid vir vanoggend, Vader, hierdie preek is leeg sonder U Gees wat werk. Gaan leefwoorde wees, Vader. Maar glo met my hele hart, as U deur die Gees werk, gaan dooie bene lewend word. En gaan U vir ons 'n hart van vlees gee. Maak ons oë oop. In Jesus naam. Amen. Om kinders te hê, sê hulle is om omtrent om 'n hartoortplanting te hê. Is dit nie so nie? Die eerste keer as jy daai kleintjie in jou hande vashou, dan dink jy vir jouself, joh, jy weet jy hoop net nie die nurse ruil sy naam om of haar naam op om met iemand anders te nie. Jy weet jy volg daai nurse, jy kyk dat en jou hart word eintlik oorgeplant in daai kind se hart. As hulle seer het, het jy seer. As hulle teleurgesteld is jy teleurgesteld. Jy kan ongelukkig jy kan dit nie probeer wegwens nie, jy leef in 'n groot mate jou emosies, en wat sê hulle mos van 'n ma, sy is net so gelukkig soos haar ongelukkigste kind, of haar hartseerste kind. Is nie so nie, as jy 'n ouer is hier vandag, sal jy dit verstaan, jy sal verstaan wat dit beteken, as jy dink by jouself, jemala, daar loop my hart rond, en my hart is in 3 kinders, en jy weet, jy ervaar alles wat hulle deurgaan. Ek wil met julle deel Genesis 22, die gedeelte van Abraham, wat seker een van die aangrypendste gedeeltes in die hele Bybel is, Ou Testament is, kom ons sê in die Ou Testament is, omdat ons iets daarvan ervaar, van 'n pa wat geroep word om iets onmoontliks te doen. 'n Pa wat gevra word deur die Here, en 'n ma, want ek dink, as jy Abraham raaklees, moet jy dink wat deur Sara gaan, wat met soveel vreugde, Isak wat beteken lag, gevra word om hom te offer. En so ek gaan met julle dit lees, hierdie gedeelte weer deurlees, Genesis 22. 'n Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy lief het, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal wys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daaraan bid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug gestel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa, en Abraham antwoord hom, ja my seun. Toe vra Isak, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap.
toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel uit na hom. Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het my nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan die horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here sal daar voorsien word. Die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek, die Here, wat praat. Ek lê en eet af by jou, by myself, dat ek jou sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak, soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem en jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe en hulle het almal saam na Berseba toe gegaan. Abraham het daar gewoon. Wat is hierdie vraag wat die Here vra vir Abraham? Wat is hierdie toets wat hy vir hom vra? Deur die eeue was hierdie amper een van die grootste vrae wat mense gevra het oor God. Hoe kan 'n God van liefde dit vra vir enigiemand? En baie mense wat teen Christendom is en teen die Christelike geloof is, het hierdie vraag al deur die eeue gevra. As dit is die God wat julle aanbid, wil ek hom nie aanbid nie. 'n God wat 'n toets so stel dat 'n man sy eie seun moet offer om te wys dat hy hom eintlik dien. Wat is hierdie storie? Onlangs het ek weer 'n podcast gekyk wat weer dit gedoen is op Alex O'Connor, 'n ateïs, het vir een van die manne waarmee hy Schneider, dink ek was die ou wat hy gevra het, what is this all about? A God asking a man to sacrifice a son is unthinkable. And that you can serve him is unthinkable. So wat is God besig hier om te doen? En ek dink, wat is hierdie toets wat Abraham moet slaag? En dis interessant, God spesifiseer wie hy moet offer. En hierdie toets sê die Here vir hom, jy moet jou seun offer. Nou as God gesê het, Abraham offer jou seun, wie dink jy sou hy geoffer het? As hy net daai woorde gesê het, Isak, jy moet jou seun offer. Wie sou Abraham geoffer het? Ismael. Hy sou Ismael geoffer het. En die moslim sê hy het Ismael geoffer, interessant genoeg, maar hy het nie, want God spesifiseer hier wie hy moet offer, en hy sê, offer, en dit is so aangrypend hierdie woorde, en as ek dink aan, dan dink ek by myself, hoe brand hierdie woorde as jy dit lees, en jy lees dit vir die eerste keer, hoe moet dit in jou binneste brand? God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy lief het, en gaan in die landstuk Moria toe en offer jou seun as brandoffer, daar op een van die berge wat ek jou aansit. Nie net is dit jou seun nie, dis jou enigste seun. Dis amper asof dit die trappe van vergelyking is vir Abraham in terme van wie die seun is. Dis jou seun, dis jou enigste seun en dis die seun wat jy lief het. What is going on here? Here, asseblief. En dan is die vraag natuurlik, hoekom sal die Here 'n toets gee as hy dan weet wat die mens dink? Is dit nie so nie? Dink jy, die Here het gewonder wat Abraham sou doen? Dink julle die Here het gedink by homself, jene, ek wonder of hy hierdie ding gaan deurvoer. Ek gaan hom 'n toets stel en dan gaan ons sien of Abraham my dien. Psalm 44, sê dit gou op vir my. Psalm 44 sê, sou dit dan nie kon sou God dit dan nie kon vasstel nie. Hy ken immers die geheime van die hart. Hy weet wat in die hart aan die gang is. Handelinge 1:24 as hulle 'n nuwe apostel moet kies, dan sê hulle in die gelowiges het gebid, Here, U wat die harte van almal ken, wys die een wat hierdie twee verkies is. Here, U wat die harte van almal ken. Dink jy nie die Here ken Abraham se hart nie? Dink jy die Here stel toetse op en hy ken wat die antwoord is? Wat se toets is dit? Wat is hier aan die gang?
Interessant genoeg, ek dink as ons dink oor die toetse, dan gaan dit meer, die toets is vir Abraham om te openbaar wie God is, as vir God om te sien wat in Abraham se hart aangaan. Die toets is nie soseer vir Abraham, vir God om vir Abraham se hart te ontdek nie, maar die toets is vir Abraham om God se hart te ontdek. Het is verskriklik belangrik as jy hierdie gedeelte lees. God is besig om 'n toets op te stel vir Abraham, sodat Abraham sal sien wie God is. Interessant, die hele ding dat hy opstaan, is net amazing. Die Here sê vir hom, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Jy weet, oral waar die Here, Jesaja doen hy dieselfde, dan sê Jesaja, dan sê hier is ek. Dis iemand wat in 'n regte postuur voor God staan. Hy's altyd gereed om te sê, Here, hier is ek. En dis wat Abraham doen, hy staan, Here, hier is ek. En hierdie hele gedeelte gaan oor 'n offer van 'n seun. Nou, interessant genoeg, as jy nou dink by jouself, dis vir my ongelooflik, as jy, en ek gebruik die regte woord, ongelooflik, want hierdie is nie gelooflik nie. Ek kan dit nie besef met my kop, dat iemand sal sê, dit is reg, Here, waar en wanneer en hoe, en dat hy nie iewers gebeklei het met die Here nie, maar tog kom Abraham uit 'n sekere agtergrond, wat kinderoffers nie vreemd is nie. Dit moet ons ook lees. Hier is nie vreemd vir Abraham nie, want die gode waarvan hy afkom, Haram, daar waar hy kom, uit sy ouers se stede, was kinderoffers redelik algemeen bekend. So Abraham vra nie vir die Here hoekom nie, want hy verstaan dat die gode van waar hy vandaan kom, dit vra vir mense om hulle kinders te offer. En hoekom offer jy jou kind op? Want jy moet net die gode appease, soos die Engelsman sê, jy moet hulle net tevrede hou, want dan kan jy 'n goeie oes kry. So alles gaan, as jy jou kind offer, gaan dit oor ekonomiese redes. Dis die toppunt van om te wys vir die gode, dat jy genuine onderdanig is, en dat hulle jou 'n goeie oes gaan gee, want anders is hulle kwaad vir jou, en 'n klomp slegte goeders gebeur met jou, en eintlik gaan dit daaroor, dat Abraham verstaan het, okay, God vra vir my dit, ek gaan dit doen, want weet jy wat, ek wil hom nie kwaad maak nie. Ek wil hom nie kwaad maak. So kinderoffers was nie vreemd nie. Ek het 'n paar gedeeltes net hier op, net om dit te verduidelik. Jeremia 7 vers 31 sê, hulle het die hoogte van Tofet in die Ben Hinnom-dal gebou, om daar hulle seuns en dogters in die vuur te offer. Dit was teen my bevel, so iets het selfs nie in my gedagtes opgekom nie. Dis vir God wat dit sê. Die idee dat jy jou kinders sou offer, het nie eers in my gedagtes opgekom nie, sê die Here vir Israel. Esegiel 16 vers 20 tot 21, jy het jou seuns en jou dogters wat jy vir my in die wêreld gebring het, gevat en hulle vir die afgode as offermaaltye aangebied. Was jy ontrou nie genoeg nie, dat jy ook nog my kinders moes slag en hulle vir die afgode moes laat verbrand. Volgende ene. Levitikus 18 vers 21, die wet sê die volgende, jy mag nie een van jou kinders wy aan Molek, en so die naam van God ontheilig nie, ek is die Here. Volgende, Deuteronomium 12 vers 31, julle mag die Here julle God dien, julle mag nie die Here julle God dien op die manier waarop hulle gode dien nie, want wat hierdie nasies doen is afskuwelik vir die Here, hulle verbrand selfs hulle seuns en dogters vir hulle gode, die Here haat dit. Die Engelse woord abomination. Dis 'n paar keer in Levitikus en Deuteronomium waar die woord abomination gebruik word, en dis die absolute uiterste van jou sonde. En God sê hy haat dit. En dan sê hy daar's op 2 konings wat dit doen. Hy sê hy het die pad geloop van die konings van Israel. Hy het self sy seun verbrand volgens die afskuwelike gebruike van die heidene nasies wat die Here voor die Israeliete uit verdryf is. Dis nou Manasse. Hy het sy eie seun as offer verbrand, om besig gehou met goelery, waarsêery en towerery, en meegedoen aan die oproep en raadpleging van geeste. Hy het baie verkeerde dinge gedoen in die oë van die Here en hom uitgetart. Hy het tot sy eie seun geoffer. Dink jy God doen nie die toets om te probeer uitfigure, is Abraham ernstig, of is die Here besig om vir Abraham iets te wys oor wie hy is? Die toets is om iets af te brand. Die toets, die vuurtoets waar die Here baie keer ons deursit en waarby hy deur Abraham sit, is wat hy wil afbrand, is 'n bygeloof oor wie God is. En hy wil vir Abraham wys wie hy is. As jy deur 'n toets gaan dit nie soseer dat die Here wil wys of wat hy wil sien of jy ernstig is oor hom nie.
Ons almal is deur toets al. Die Here, Petrus sê, hy sit ons deur 'n toets. Hy versoek ons nie, want versoeking probeer jy iemand laat sondig doen. En niemand word deur God versoek nie, maar hy toets ons. Want wat wil hy doen deur die toets? Hy wil nie soseer sien wat in ons hart is nie. Hy wil vir ons wys wat in ons hart is. Dat ons kan sien wat in ons hart is. Dis presies wat hy doen met Abraham, deur hom te vra om sy seun te offer. Hy is besig om die geloof wat hy wil hê Abraham moet hê in hom en sy beloftes, moet hy raak sien vir wat dit is. Ongelooflik hierdie man se geloof. Daar's so baie in hierdie gedeelte wat ek kan noem vanoggend, maar ek wil hou by 'n sekere lyn. Dit is interessant. As Abraham vir Isak gaan offer, dan sê hy die volgende, en Hebreërs 11 vers 19 sê dieselfde, maar hy sê vir die slawe die volgende, hy sê, julle moet hier bly, totdat ons terugkom. So wat het Abraham geweet? Abraham het wat verwag? Abraham het die opstanding verwag. Abraham het geweet, as hy sy seun offer, gaan God hom 10 keer uit die dood uit vir hom teruggee. Ongelooflik. Hier is die punt. God is nie die God wat voorsien op grond van ons offer nie, maar op grond van sy beloftes. Dis wat die Here vir Abraham wou wys. God is nie die God wat voorsien op grond van ons offer nie, maar op grond van sy beloftes. Wat het God vir Abraham beloof in Genesis 18? Dieselfde ding wat hy hom beloof in Genesis 22 aan die einde van die offer. Dat ek sal jou nageslag so baie maak soos die sand van die see, en elke nageslag van hierdie aarde sal geseën word deur jou nageslag. En God beloof dit vir Abraham. En so wat die Here vir hom wil sê is, my belofte staan nie op jou offer nie. Ons dink baie keer God se beloftes staan op wat ons doen en hoe ons leef en wat se offers ons bring aan hom. Asof God vir ons moet teruggee as ons offer aan hom, en hy wil sê vir Abraham, Abraham, daar's nie 'n offer wat jy bring wat kan maak dat hierdie belofte staande bly nie. Want ek maak hom op grond van my naam en nie op grond van jou offer nie. Maar jy kan nie hierdie gedeelte lees. Jy kan nie hierdie gedeelte lees sonder om die profetiese raak te sien nie. As jy hierdie gedeelte deurlees, Augustinus het in sy kommentaar oor hierdie gedeelte, het hy 'n tipologie geskryf rondom, dis 'n tipiese Christus. Isak is Christus, Abraham is die vader. En jy kan letterlik dit anders te lees nie. As jy hierdie gedeelte deurlees, dan sien jy Christus, want 2000 jaar na hierdie gebeurte, sou op daai selfde berg, 500 meter verder, sou die seun van God gesterf het. En die belofte is, hoor wat is die belofte? In vers 13, toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat in die horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here. Ek weet nie hoekom hulle hierdie vertaling het nie, want dit is nie die regte vertaling nie. Die Here voorsien. Nee, hy voorsien. Die Here sal voorsien. Dis die toekomstige tyd in die Hebreëus. Hierdie woorde is in die toekomstige tyd. Die Here sal voorsien. Daarom in hierdie tyd, sê hy vandag nog, sê hulle op hierdie berg sal God voorsien. En so hierdie belofte en hierdie werk wat God gedoen het, is iets wat ons laat vorentoe kyk, want God sal voorsien. Nie God het voorsien nie, nie God voorsien nie, maar God sal voorsien. Dis 'n profetiese vorentoe kyk na wat God sou doen. Dis 'n amazing ding hierdie. En as ek kyk na Isak se hele hierdie deel, dan is dit net Jesus van voor tot agter. 'n Interessante gedeelte is, Isak vra vir sy pa, waar sal ons die offer bring? En dan, meeste mense sê, Isak was al 'n redelike ouer seun, omtrent sy tienerjaar of bietjie ouer miskien nog.
En hy dra die hout wat vir die offer is, en so dis 'n hele stapel hout, so hy moes 'n redelike groot sterk man gewees het. En hy vra vir sy pa, waar is die offer? En sy pa sê, die Here sal voorsien. En hier is die amazing ding, interessantheid gou hier vinnig nie. As ons hierdie gedeelte lees, dan dink jy myself, jemel, dis barbaars, hierdie mense wat hulle kinders sal offer, nê? Weet jy gesit en gedink, jemel, dis barbaars. Mense wat kinders offer, terwille van voorspoed. Dis terrible. Dit is interessant, net vinnig hou. Daar word tussen 80 miljoen, 75 en 80 miljoen babas elke jaar geaborteer. In ons tyd. Hier. In hierdie wêreld. Wat is die nommer 1 rede vir abortering in die westerse wêreld? Ekonomiese voorspoed. Ek kan nie nou hierdie baba bekostig nie. Ons moenie dink dat ons die gode van ons tyd vryspring en dat ons nie ons kinders offer op die altaar van voorspoed nie. Want elke besluit wat jy maak met die woorde, ek kan dit nie bekostig nie, as dit gaan oor jou kinders nie, dan is jy besig om hulle op die altaar van voorspoed, van die afgod van voorspoed in hierdie wêreld te offer. Wanneer dit bygesê. Interessant genoeg, as jy kyk na Isak, dan dra hy die hout op sy rug. Wie dra die hout op sy rug? Wie is die een wat die hout dra op sy rug? Christus. Hy dra die hout vir die offer. Hy's besig om homself op te gee. Interessant genoeg weer eens, hy was omtrent so 18, 19 jaar oud, daar rondom, baie sterk jong man staan op. En dan staan hier die volgende woorde, so absoluut asof dit so uit die bloute uitgeskryf word. En jy dink by jouself, daar moes iewers 'n fight gewees het hier. Abraham het geantwoord, my seun, God sal die offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reg gesit en sy seun Isak vasgebind. Nou kan ek op daai oomblik het Isak geweet wie die offerlam is. En 'n man van 120 en 'n seun van 18, there is no fight. Daar's geen kompetisie nie. Wie gaan wen? Isak. Dat sy pa hom vasbind, is 'n teken dat die seun oorgee. Dat Isak vasgebind word en op die altaar geplaas word, is die teken dat Isak homself oorgee vir hierdie offer. En hier is die amazing ding, as Jesus voor Pilatus staan, en Pilatus sê, besef jy nie, dat ek jou kon vrylaat nie, wat sê Jesus vir hom? Jy het geen mag nie, ek gee my lewe. Niemand vat dit van my nie, ek gee my lewe. Daarom is hierdie offer en hierdie toets, nie net Abraham se toets nie, maar Isak se toets. En daarom kyk ons terug na hierdie hele stryd van Jesus by die tyd van Getsemane, wat hy vir sy vader wat vra? Here, as daar 'n ander offerlam kan wees, asseblief. As daar 'n ander offerlam is, Here, asseblief, Vader, asseblief. En dan 2000 jaar na Abrahams gebeure, stop die vader nie. En hy offer sy seun. En die belofte word vervul. Op hierdie berg sal God voorsien. My broer, my suster, ek kan nie dit comprehend nie. Ek kan dit nie dink nie. Ek verstaan dit nie, dat God sy seun sou laat sterf aan 'n kruis en hom laat dra 'n offer wat hy hom gaan laat kruisig. En dit is vir my so 'n ongelooflike beeld dat hy sy slawe agterlos. Dit is interessant, wie stap na die kruis toe? Al die slawe het weggehardloop.
is agtergelos en is God en sy seun aan die wat daar staan. En die seun hang. En hy sê vir Vader, my God, hoekom het jy my verlaat? En daar's geen ram in die dorings nie. Daar's net dorings op die lam se kop. Daar's nie 'n offerlam in die dorings nie. Daar's net dorings op die offerlam. En God, die God wat sê ek voorsien. En daarom in hierdie oggend, hulle praat die hele tyd van 'n brandoffer, het jy opgemerk, 'n brandoffer. Dis 'n sondeoffer. En daai brandoffer is gebring. En daarom in die Nuwe Testament kry jy nie meer brandoffers nie. Wat kry jy in die Nuwe Testament? Jy kry shalom-offers. Jy kry vrede-offers. Jy kry lof-offers. Jy kry dankoffers. Jy sal nooit weer 'n brandoffer kry nie. Want wat doen ons as kinders van die Here? Ons is 'n absolute elke dag 'n refleksie op wat dit beteken dat God voorsien het vir ons en daarom is ons hele lewe net 'n dankoffer. Dis al wat dit is. Gee jouself as 'n lewende en 'n heilige offer wat vir God aanneemlik is. Dis 'n dankoffer. Ons kan nie meer brandoffer bring nie. Ons kan niks doen nie. God het voorsien. Hoe amazing is dit? Dat ons na die kruis God se belofte kan sien as nou is dit God voorsien. God het voorsien. Nie God sal voorsien nie, God het voorsien. En daarom leef ons hele lewe kinders van die Here vanuit hierdie bewussyn dat God se beloftes waar geword het in Christus Jesus. Daar's geen ander ding wat God die Vader nog vir ons moet gee om te wys dat hy voorsien nie. Hy het voorsien. Hy het voorsien. God hou sy beloftes. En deur Christus in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees. In jou nageslag sal al die nasies, en Paulus praat daar en hy sê nageslag is enkelvoudig. Die saad van Abraham is Christus en deur hom is al die nasies geseën. Daar was 'n konferensie 'n hele paar jaar terug in Israel in Jerusalem. En daar was 'n vredesverdrag wat hulle probeer sluit het tussen die Palestynë en Israel en hulle het 'n paar mense daar gehad van die verskillende gelowe en een van die predikante was ook daar. En 'n kardinaal was daar van die Church of England en 'n katolieke priester. Ek dink nie die Pope was daar nie, maar een van die kardinale en hierdie man, hierdie predikant was daar. En in hierdie tyd praat hulle oor vrede. En hy staan op, en ek vertaal dit in Afrikaans, hy sê vir hulle die volgende, as jy die offer, wat God gegee het, nie aanvaar nie, wat hy hier buitekant vir julle want as jy in Jerusalem is, die Temple Mount, daar waar die Rock of the Dome is, waar die moslems het gebou het, staan jy, die Golgotha is letterlik 500 meter daarvan af, hy sê op hierdie berg, het God sy offer gebring. As jy hierdie offer nie aanvaar nie, sal jy hulle uiteindelik jou eie seuns offer op die altaar van oorlog. As jy hierdie offer nie aanvaar nie, sal jy op die einde jou eie kinders offer op die altaar van oorlog. My broer en my suster, vanoggend wil ek vir julle sê, hierdie wêreld offer hulle kinders op die altaar, want hulle het nie aanvaar dat God voorsien nie. God het voorsien. En daarom reflekteer ons vanoggend net. En ons sê, Here, mag my hele lewe, ek werk nie om voorsiening te kry vir myself en my kinders nie. Daai is 'n leuen. Jy werk jou hele lewe lank, omdat jy jou kinders, jy wil vir hulle 'n beter toekoms gee. Jy wil voorsien vir hulle. God sê ek voorsien. Ek is die God wat voorsien. Ek het voorsien. Al wat ek wil hê met jou lewe en met jou werk is dat jy my eer en vir my dankie sê. Dis wat jy doen elke keer as jy uitgaan en jy gaan werk. Jy gaan werk nie om voorsiening te doen vir jou kinders nie. Jy gaan werk omdat jy God dank vir dit wat hy gegee het.
Ons leef uit dankbaarheid. En as jy hierdie offer aanvaar het, dan verstaan jy dat niks wat jy kan doen hierdie belofte kan wegneem nie. God sal voorsien. God sal voorsien. En God het voorsien. Amen. Vader, in hierdie oomblikke, as ons hele lewe op die altaar van lof sit, op hierdie altaar van dankbaarheid sit, dan plaas ons alles hier op. Want U het klaar die brandoffer gebring. En daarom bring ons toekoms na U toe. En dit beteken ons kinders, dit beteken ons werk, dit beteken ons huis, dit beteken ons inkomste, dit beteken alles, kom plaas ons op die offer van lof, want U het klaar voorsien. U het klaar voorsien. En ons wil U loof en prys in hierdie oggend, dat Here ons toekoms absoluut seker is, sekuriteit het in wat U gedoen het aan die kruis van Golgotha. En daarom vertrou ons U Vader. U kruis maak dat ons in hierdie belofte kan leef, 'n belofte vervuld. Mag dit wat ons sê oor ons lewens en oor ons kinders, dit reflekteer dat ons glo dat aan die kruis het U belofte gestand gedoen. En U het voorsien. En ons toekoms is in U. Ons loof en prys U daarvoor. Gemeente van Kruispad, ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met julle wees en bly, vandag en môre, en totdat Jesus julle kom haal. Amen.